Goeiemôre, dit is Vrydag die 3de Julie. Vanoggend lees ons saam Jakobus 5 vers 16, die tweede gedeelte. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. 'n Kort stukkie wat ons vanoggend lees, maar iets wat ons baie diep moet onthou en wat vir ons baie belangrik is. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En dan moet ons onthou dat dit nie gaan oor die gelowige nie. Dat dit nie gaan oor die kwaliteit van die gebed nie. Dit gaan nie oor die grootheid van die woorde wat jy praat nie. Dit gaan nie oor die regte formules gebruik en die regte volgorde van woorde nie. Dit gaan nie oor die regte slotformule nie. Dit gaan nie eers oor die regte gebedshouding, toe oë op jou knieë, hande gevou nie. Dit gaan ook nie oor jou as gelowige en hoe sterk jou geloof is nie. Gebed se krag lê in God. Lê in die God tot wie jy bid, die God wat jou gebede verhoor, die God wat almagtig is. Daarom kan ons verhale lees van mense wat amper nie Jode was nie, Israeliete was nie, amper in aanhalingstekens nie gelowiges was nie, en gebid het en God het hulle gebede verhoor. Want God is almagtig. God is genade. God is die een wat luister en wat daar is vir mense. Ja, wanneer iemand sy naam aanroep, dan luister God. Dan help God. Mag jy onthou dat jou gebed 'n kragtige uitwerking het, omdat die God tot wie jy bid, kragtig en almagtig is. Dankie Hemelse Vader dat ons tot U kan bid en weet, U hoor ons gebede, U luister na ons gebede, U verhoor ons gebede. Ja, Here, partykeer raak ons regtig ongeduldig, leer ons geduld. Leer ons om te onthou dat U die een is wat almagtig is, en dat U die een is wat alwys is, dat U die een is wat weet wat vir ons die beste is. Maar mag ons steeds, Here, met afwagting en verwagting, met geloof en opgewondenheid bid tot U. Dankie dat ons kan terugkyk en gebedsverhoring sien. Dankie dat ons dan vorentoe kan kyk en weet dat U saam met ons is. Ja, Here, dat ons enige tyd, enige plek, waar ons ook al bevind, kan bid. Dankie dat U ons nie bind aan formules en houdings en allerhande reëls nie, maar al wat U vra is 'n verhouding. Verdiep elkeen van ons se verhouding met U, en mag die wêreld, Here, deur ons U ken. In Jesus Christus se naam. Amen.